Môre, Môre. geseëndes, Ja. smilendes. Is jy blessed? Amen. Ek is blessed. Klein dingetjies bless mens. Ja. Partykeer het jy 'n groot blessing, weet en jy kan uitspring en skree en almal kan sien jy's blessed. Maar klein dingetjies kan jy ook bless. En as dingetjies wat ons met partykeer oor getuig, wat dalk vir jou klein is, maar vir iemand is dit iets groots. Vir iemand is dit iets groots. Om te kan dien in bediening. En sommer maar net 'n bedienaar te wees is awesome. Jy's eintlik geroep om 'n dienaar te wees. Ja. Dis eintlik 'n opdrag. Weet jy, die hart van die Here gegee het, daar iets in jou gebeur. Iets het gebreek in jou en iets nuuts het geword. En die woord sê iets nuuts, né? Iets nuuts. Alles het nuut geword. Jy's nou 'n nuwe skepsel. Die ou is verby, dis nou net nuut. En die volgende vers sê, nou dat jy so nuut is, moet jy uitgaan en mense rekoncilieer met mekaar en met God. Dis 'n opdrag. Dis nie 'n suggestion. Die 10 gebooies is nie 'n suggestion. Die groot opdrag is nie 'n suggestion. Dis 'n opdrag. Hoe gaan jy uitgaan en mense rekoncilieer sonder 'n getuienis? Hoe gaan jy uitgaan om mense te rekoncilieer as jy nie lus is? Monique, baie dankie, het my gebless vandag. As daar nie 'n blessing is, voel jou dag dalk leeg. Maar ons moet nie daarop uitgaan om te gaan dien, om iets terug te kry. Die wêreld vertel vir jou hoe om te dien. En God vertel vir jou heeltemal teenoorgestelde manier om te dien. Right, wie het 'n woord daarby op? Wie het 'n Bybeltjie? Het jy 'n Bybel met 'n Ou en 'n Nuwe Testament? Okay, ek wil in Markus wees. Wie sal vir my Markus doen? Sê net, Markus 10. Gaan jy so lank na Markus 10 toe? Wie wil nog 'n versie vir my doen? Filippense, wat nie gaan jy nou doen? Markus 10. Okay. Filippense 2. Okay. Nog iemand? Dis dit ons laai. Galasiërs 5. Ek dink dit is al die versies wat ek meer hulp gaan nodig het. Kom ons die Ou Testament. Want sonder die Ou Testament is daar nie Nuwe Testament nie. Lekker is. So Annelies het al 'n bietjie van hierdie ou gepraat vir ons. David Gibbs. Interessante ou mens, jy wil om gaan Google en lees bietjie oor sy lewe. Maar hy sê toe hy 16 jaar oud was, kom sy pa na toe en hy sê vir hom, "Boy, ek is bietjie ongelukkig met jou. Jy lyk vir my jy's bietjie selfsugtig." En hy sê, "You know, dis 'n sonde my boetie. Om selfsugtig te wees is 'n sonde." En die laaitjie sê, "Nee, ek is nie selfsugtig nie. Ek doen dit." En hy sê, "Nee, jy dien nie behoorlik nie, jy's selfsugtig. Maar ek gaan vir jou nou ietsie gee om te doen." As ons nou kyk of jy selfsugtig is of nie. Hy sê, "Ja, pa, gooi. Want ek is nie selfsugtig." Hy sê, "Jy ken nie af in die straat by die Browns, ja. Jy sê die oom is baie siek, ja. Hy sê, daai oom is so siek, die land is geproef, maar daar's nog nie geoes nie. Daar's nog nie gesaai. Ek wil hê jy afgaan na die Browns toe en vir mevrou Brown gaan sê." Hy sê, "Wow, mevrou Brown? Meneer Brown is alright, maar mevrou Brown, die keer dan moes, sy vloek, sy skree, sy gooi klippe, sy skiet met 'n ketty. Mevrou Brown?" Hy sê, "Gaan nie af na mevrou Brown toe." Dan sê hy van, "Ek wil graag julle saad in die land sit. Want die ou oom is te siek vir dit. Ek wil dit graag doen." En dit vat om 'n dag of wat, oor ek by sy pa se jaak sal dit doen.
Hy loop uit sy paai af na mevrou Brown toe. En hulle klop aan die deur en sy maak, jy weet mos jy die huis het 'n deur en 'n sifdeur. Sy maak net die deur oop. Sifdeur los uit toe en sy sien mense en sy sê, wat soek julle? Piep, 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 pop, 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 lang, beskriklike woorde wat jy oor sal toeslaan. Wat soek julle? En hy sê, my pa wil vir julle iets sê. Hy sê, pa sê nee, jy wil vir haar iets sê. Hy sê, toe mevrou Brown, my pa wil hê, omdat die oom siek is, sal hy graag wil hê, ons moet julle saam in die land. Hy sê nee. Hy sê, jammer mevrou, my pa wil hê, ek die saad vir julle in die land gaan sit. Sy sê, hoekom? Sê, want ek wil iets vir jou doen. Sy sê, maar ek het die saad nie. Dan sê die pa, maar ek sal vir jou gee. Ok, my pa sê, hy sal gee. Ek het nie kunsmis nie. Oom Brown sê, ek sal gee. My pa sê, hy sal gee. Ek het nie instrumente nie, julle werk nie. Oom Brown sê, ons sal ons in gebruik, en terwyl ons in werk, sal hulle som jou werk. Dankie, toe sê jy. En hulle het hulle saad gaan insit, bemesting gedoen, al machinerie reggemaak, en die saad staan mooi in hulle oes. En die pa van die oes en bring die geld, hy sê, nog een gee dit van. En trap hulle op, mevrou Brown. Hier is die geld van die oes. My pa sê, dit was my voorreg om dit vir te doen. Dankie vir die voorreg wat jy my toegelaat het om julle te help. Sy sê, dankie, dankie. Sy sê, jy weet wat, klein Gibbs, nou die oomie, moet jy sien, is so groot man, baie groter as hy. Hy sê, maar daai daad om klein Gibbs te doen. Sy sê, dan klein Gibbs, weet jy wat? Jou pa het al baie gevra, en my uitgenoem na julle kerk. Ek dink Sondag sal ons kom. Sondag is jy oom, tannie in die slaap. 3 weke later is jy oom dood. Maar hy het sy hart vir die Here gegee. As gevolg van iemand se servant hart. Dit wat jy doen, het altyd 'n beloning. Wie jy bedien, of jy lus is of nie, het altyd 'n beloning. Miskien vir jouself, miskien vir iemand anders, maar daar is altyd 'n beloning in jou bediening. Moenie jouself skaam wees om iets te gaan doen, net omdat dit vir jou ongemaklik is. Moenie, as dit ongemaklik is, doen dit, want dit is 'n blessing. Moenie. Ons sing so lekker op wie nou te shine. Maar hoe anders jy is jy reg? Weet die Here kan jy vir snaakste tyd vra om met iemand te bedien. Weet jy wat? Wees net gehoorsaam. Jy sal wegloop met 'n blessing. So kom ons praat oor die bediening dan vandag. Wie? Ek het moes gesê, daar was iemand wat vir my iets lees. So elke dienaar het 'n mandaat nodig. Kom, wie lees my Markus? Wie is Markus? Jy, Gertrude. Markus 10, lees my vers 42, 43 en 44. Maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gered word, julle weet dat die wat gereken word as owerste van die nasies en oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaars wees. En elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet almal se
diensknegte wees. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Daar is hy. Nie gekom om te dien nie, ag om gedien te word nie. Dis tog mos wat die wêreld, as die koning kom, wil hulle hom dien. Nee, hy het vir ons die teenoorstelling gewys. Hy het gekom om ons te dien. Tot die dood. Tot die dood. As gevolg van sy dood, is daar vir ons blessings. Is dit nie so nie? Hy het gesê ons moet 'n slaaf eintlik. Want as jy iemand nie betaal nie, is hy tog 'n slaaf. So klein Gibbs het gaan saai, en hy het gaan oes, en hy het reggemaak. Geen betaling, hy is met ander woorde 'n slaaf. Maar weet jy, met die grootste seën weg. En die koninkryk. Die prinsip om te dien is iets wat ingebore in ons moet wees vanaf die dag, vanaf jy 'n nuwe skepsel word, moet daar 'n prinsip in jou ingebore wees om te kan dien. Hoekom? Want die karaktertrekke van die ouers word moes gesien in die kinders. Ja. Nou as jou vader, Jesus, dan 'n dienaar was, is daar veronderstel om in jou gene 'n diensbare hart te wees. Ja. Dis in jou ingebore, jy kan nie van dit ontslaa raak nie. Jy kan dit verontagsaam, maar jy kan dit nie hê nie. Dis in jou gebore, dis in jou dien, dis in jou gemaak om te dien. Weet, daar is mos 'n verskil tussen 'n glas en 'n spieël. As mense na jou kyk met 'n spieël, en hulle sit 'n spieël tussen ons, dan sien jy eintlik jouself as weer raak. Jy kan mos nie deur die spieël kyk nie, kan jy deur die spieël kyk, jy kan nie dit reflekteer wat jy is, wanneer jy na mense kyk. En dis 'n verskriklike ding doen. Want as ek na jou kyk, en ek sit 'n spieël voor, dan sien ek hoe my gesig lyk, wanneer ek na jou kyk. Is daar verwyd op my gesig, of is daar 'n smile op my gesig? As die Here tussen hom en jou 'n spieël sit, hoe lyk sy gesig? Wat weerspieël in daai spieël in sy gesig? Dis anders as wat dit net 'n glas is. Dan kan jy sien wat ek van jou dink. Né? En jy kan sien hoe ek oor jou voel. Dis diensbaar. Geen afsluit. Diensbaar is oop. Ek kan sien met wat attitude ons praat. Want partykeer wil ons net dien omdat ons weet daar's 'n prys. Ons moet dien sonder die belofte van 'n prys. Swaar nemot. Filippense 2. vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Weet Jesus is kruis toe. En hy het geweet, diensbaar tot op die dood. Hy kon enige tyd omgedraai. Hy het besluit, he made up his mind, om sy diviniteit, sy glorie te los, neer te lê, en 'n sondaar te word, want dis wat ek en jy is, dis wat hy geword het.
om 'n sieklike, verkranklike mens te word, om 'n gemors te word op die kruis, sodat ek en jy as gevolg van sy diensbaarheid 'n oes in ons lewe kan hê. Hy het gaan plant wat ons nie kon nie. En daardie oes was nuwe lewe. Ek en jy. Dit wat hy opgeoffer het vir ons, het ons nie gemaak. Omdat hy wou. Omdat hy wou. In die ou dae, as mense vir jou kom kuier het hulle mense ietsie betaal. Baie min. Om met 'n skottel te sit by jou deur waar mense aankom. Met 'n handdoek. So as jy ingeloop het, moes jy gaan sit dat hulle jou voete was. Sodat jy nie die huisvuil trap met die stof van die pad. Dis die ouens wat die minste geld kry, salaris gewys en ander. Maar dis die ouens wat die grootste werk gedoen het. Want sodra jou voete skoon was jy toegelaat. Was jy toegelaat om het te doen. Sonder diensbaarheid kom jy nergens. Sonder dat iemand die diensbaar in jou lewe was, vir jou gedien het nie, gaan jy nergens kom. Ons moet ons trots laat staan. As mense wil kom met 'n diensbare hart om jou te dien, dan verag jy nie die dienaar nie. Jy weet daardie ouens se salaris is baie min. Jy verag hom nie, want dis sy werk. Baie keer kom mense na ons toe met 'n hulp hier en daar. Ons verag dat ons dit nie nodig. Wie is jy om te sê wat het jy nodig? Ken jy jou dag van hoor? Jy weet mense lewe verander in 'n oomblik. Wie is jy? Môre sit jy dalk met 'n lap en 'n skok by 'n deur. As iemand met sy nederige hart na jou toe kom en sê kom ek bedien jou met dit, dan vat jy dit. Jy aanvaar dit, maar dis nie hy. Dis jou Here wat jou iets wil kom leer en met iets tot jou wil spreek, wat jou hart wil oopmaak vir iets. Amen. Jy weet my? Amen. Het ons dit gelees? Het ons gelees? Galasiërs. Wie gaan dit vir ons lees? Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders en susters. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en optree, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Jou diensbaarheid word getoets as jy motief nie goed is. As jy wil dien om raak gesien te word, dit was dit gepraat van daai ouens wat staan op die hoeke en bid, dat almal kan sien hoe bid hulle. As mense wat dinge doen met kameras wat klik, so dat kan post, kyk wat het ons gedoen. Daar's mense wat dinge doen as dienaars om gesien te word en nie die Here eer bring nie. Dit moet doen en gedoen word uit die liefde van jou hart wat Christus daar geplaas het om te kan dien. As 'n vroutjie wat op 'n vliegtuig sit, dis nie 'n lang vlug met sê sy. Maar sy's bietjie moeg. En sy's nie lus vir 'n geselsry met wie ook al langs haar sit. So sy haal 'n Bybel. Sy sê, wat is 'n afskrik met ons? Mense sien sy lees die Bybel en doen haar praat. En sy sit met die Bybel oop
Die man wat langs haar sit, wat lees jy? Sy sê, ek lees die Bybel. En as hy klaar met hom, ouens wil nie die Bybel hoor. Hy sê, wat lees jy? Wat sê die Bybel? En sy maak sommer net so by versies op wat het en sy lees bietjie van, ja, ek wens ek het die Bybel gehad om so te lees. En die Here sê vir haar, geef vir my die Bybel. En sy dink, dis nie. Sy blaai so dink, hier het ek dit vir my dogter gesê. Hierdie het ek dit, hier het ek dit, en sy blaai so die boek, al die merkies wat sy in die boek het. Sy sê, weet jy wat? Gee my papier, en hy gee vir haar bladsy, dan skryf sy op 'n paar versies. Sy skryf op 'n paar versies. En sy vou dit op, en sy wil vir hom gee, en die Here sê, ek het nie gesê, gee my 'n paar versies, sê, gee my 'n Bybel. En voor sy nog kon sê, Satan, get thee behind me, en sê die Here, hy het nodig, die hele woord, nie die paar versies. En sy sê die versies daar binne, en sy gee hom, sy sê, weet jy wat, vat hier die Bybel, en die versies wat ek jou skryf, dan lees jy dit maar daar uit, dan of ek en jy mis nou nie beter is, lees vir die Bybel, dan lees die versies. En soms op die vliegtuig gaan hy versies lees, en toen hy afstas, gee die Bybel voor terug, sy sê nie, die sin, gaan lees. En hy is baie dankbaar, en hy is al weg met sy Bybel. Op 'n stadium 13 jaar later, is hy weer in 'n vliegtuig. En sy sê, daar sit 'n meisie, en sy ken hy Bybel. En sy vra, het jy die Bybel gekry? En sy sê, my pa, jare terug op 'n vliegtuig gesit, en die dame van die Bybel. En sy het hom 'n paar versies opgeskryf. En hy het 'n paar versies opgeskryf. En toe ek getroud is, het my pa vir my die Bybel gegee. En 'n week na my trou is hy oorlede. En ek vat toe die Bybel, en ek sien die papier, en ek begin nog daar ding opskryf. Maar die blaai is te min, so moes ek die blaadjies bystuif. So die mense het nou so 13 jaar in die Bybel nou, die versies wat hulle opskryf, lyk of hulle besig was om 'n nuwe Bybel te skryf. So jy weet wat, my pa toe by die huis gekom met daai Bybel, en hy het my ma kerk toe gevat, en sy wou nie, dit is nie kerkmense. Maar 3 weke later het hulle harte vir die Here gegee. En die kinders, ek is die jongste, sy laat aan my kind, het een vir een, soos my pa versies neergeskryf het, onder hulle gebid het hulle tot inkeer gekom en die Here begin het. En ek is nou die laatlammetjie, die Bybel is nou myne. En glo my meneer, nie die Bybel nie, kan ek vir my dogter of my seun, wie ook al eerste gebore wil gee, met hierdie versies wat ons so aanwas, want dit ons gebring tot die Here. En ek bid dit vir my familie. Wees diensbaar, wees gehoorsaam, en kyk met die Here. Dit sê nie verniet in die woord, deur getuienis, ek en jy mag nie en het nie die keuse om nee te sê vir diensbaarheid. Kom ons dien die Here. Kom ons wees diensbaar. Kyk bietjie hierdie week om jou rond, vir klein taakies wat jy met iemand kan doen. Weet dit hoef nie groot nie, kyk vir klein taakies, die wat ons sien, julle pak van stoele, kom ons sien, dis diensbaar. Maar kom ons gaan uit en kyk, wat kan ek doen vir my buurman? Miskien sy gras nie, man, of
vir my broodjie vat, en 'n koekie vat, vat vir my briefie, stuur vir my SMS, doen iets vir iemand. Wees diensbaar. Dis nie jou keuse nie, dis in jou gene. Jy moet dit doen. Kom ons wees dienaars. Kom ons wees dienaars. Jy sal nie glo hoe jou lewe gaan verander omdat jy diensbaar is. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie, raak bietjie diensbaar en kyk hoe jou lewe verander. Hulle sê beproef iets 21 dae en sien of dit waar is. Chris, wees diensbaar. Try dit vir 3 weke en kyk hoe verander jy lewe. Wees diensbaar. Nie om gesien te word nie, om gebless te raak. Jy sal gebless raak deur jou diensbare hart. Diens vir die koninkryk gaan nie baie freely nie. Daar is altyd 'n prys. Al is dit 'n siel, al is dit 'n smile, maar diensbaarheid het beloftes. Kom ek challenge julle, wees bietjie diensbaar hierdie week. Laat jou hart bietjie voel soos Jesus hart. Jy het net maklik gesit en sy disippels se voete gewas, hulle wou nie gehad het hy moet dit doen nie, hy het dit gedoen. Maar sy grootste act of servitude was op die kruis. Weet wat is sy laaste woorde vir ons? It is done. It is done. Staan saam. Ons almal hoef nie 'n land te gaan beplan nie. Maar ons almal kan iets doen om diensbaar te wees. Om net vir iemand te loop en vir 'n drukkie te gee en sê Here het jou lief. Dan is jy diensbaar. Kom ons wees bietjie diensbaar. Ek challenge jou. 'n 3 weke challenge. Wees diensbaar en kom oor 3 weke terug. Getuig wat het die Here vir jou gedoen omdat jy diensbaar was vir die koninkryk. Amen. Amen. Vader, ons dankie dat U ons so lief gehad het. Here, dat U seun toegelaat het om te sterf vir ons. Hy kon dit enige tyd gestop. Maar uit sy diensbare hart het hy gesterf vir ons, sodat ons daardie selfde DNA in ons het. Daai DNA, daai geen van diensbaarheid, Here. Dankie daarvoor, Here. Laat ons dit nie versmaad, Here, hierdie verskriklike groot geskenk wat in ons is nie. Laat ons dit uitleef, Here, en diensbaar wees. Help ons, Here, want ons is so vasgevang in wat die wêreld dink van diensbaarheid, Here, dat ons nie by onsself kan dink nie. Here, dat die Gees ons openbaar hoe om diensbaar te wees. Help ons, Vader. Ons challenge onsself vir 'n 3 weke lank, Here, om diensbaar te wees waar ons kan, Here. Vader, laat ons 'n verandering gaan sien in ons lewens. Dat die Gees ons gaan lei, Here, waar ons kan begin. Dat die Gees ons gaan vat. Die Gees ons die woorde gee en die Gees ons die krag gee, Here, om dit te doen. Ja, ons sing maklik, I'm unashamed. Maar Here, is ons regtig unashamed? Kom, Here, stel ons op die proef, Here. Kyk bietjie in ons harte, Here, en sien waar is ons skaam vir ons God. En Here, as jy in my hart soek, hoop ek, Here, U kom tevrede daar. Maar as hy nie tevrede is, die Here, wys my hierdie Gees wat hom van my slaat. Ja. Sodat ek in diensbaar staan. Spirit in die naam van Jesus. Amen. Amen.